bly ook hier op die plaas. Hy pyp loop net na sy huis toe. Net naar die bestuurdershuis toe. En die ander mense kry nie. Kijk, die pyp wat hier lê, moet ek hier kon lê. Ek my generator en 'n pompie. Wat ek hulle tank om die vol pomp. Maar die water lyk soos. Maar hulle kan net nie drink nie. Kan hom nie drink nie. Het hulle krag hier? As jy krag hier op die. Nee, ek bring my generator. Het hulle nie krag hier? Hulle het die krag nie. Hulle het die water nie, die krag nie. Hulle het hulle pompe wat daarin was, hulle uitgehaal. Ja, en 'n kanaaltjie. Dit 'n kanaal. Oh, Dit wat hulle wil hê die mense drink. is jy aan? Rekorde. Is jy reg? So guys, we are out here today, in a little forgotten community, just like many other communities in the Western Cape, and listening to the people that lives in this community, wat gebore is in die gemeenskap in, is baie hartseer om te luister na die stories en wat nou plek gevat het hier in die gemeenskap in oor die jare. Ons is nou by wat is die plaasnaam? Panorama Plaas. Nou Panorama Plaas is 'n bekende plaas vir baie goeie redes soos ek verstaan. Die tyd toe die plaas nou baie wel bekend gewees het, as dat mense hierna toe gekom het as hulle getrou het. Ja, hulle het foto's en goedes kom vat hier en het was 'n baie nice plaas. En soos die tyd nou aangegaan het, het die eienaar apparently vir Eskom geskuld, né? Nee. Die eienaars was van die kerk, né? Hy het die plaas verkoop aan Mauser Agri. En Mauser Agri worry nou glad nie met die mense nie. Mauser Agri? Agri, ja. Okay. So die mense wat nou hier bly op die plaas, hulle is net vergeet, hulle gelos. Ja. En hierdie water, waarvandaan was die drinkwater wat nog gegee is vir die mense. Water wat hulle moet drink. Maar die pompe werkie. Pompe werk met die krag is die werk, die pompe nie. So die mense het ook die krag, hulle het die water nie. Die krag, hulle het die water nie. Kijk, ons het 'n pyp gelê hier vanaf na hulle tanke toe, wat met die generator werk. Het oom die pyp, het julle die pyp gelê? Hierdie een, die swart. Die swart pyp? Ja. Okay. Wat nou al reeds hulle na hulle tanke toe. Na die tanke toe. Die tanke na die huise toe. Wie bring die generator? Ek het beskaf my eie generator. Bring oom 'n generator. Ja. Okay. Maar hulle sê is 2 plase soos die. Ja, is hierdie ene en hy het nog 'n plaas hier in die bokant ook De Hoop. Hulle behoort albei aan Agri. Agri. Mauser Agri, ja. En hulle worry nou met niks aan die plase nie. Hulle het bestuurdertjies op die plase. Maar die bestuurdertjies sorg net vir hulself. As jy nou Haka gesien het, hy water loop net na hy bestuurder. But this is a crime against humanity, man. Is ja. You know, to withhold the human rights of people that lives in this community, that grew up in this community, that is from this community. It's really a crime against humanity. En eintlik word hulle indirek gesê dat julle kinders gaan niks bekom in die gemeenskap nie. And if you look on this side, guys, the DA has got so much to say about how the Eastern Cape looks. The fact that the Eastern Cape has got so much open land that is not being utilized. Within the Western Cape, while we're driving here, we came in here. Kijk, allemaal die opperland, het gaat nog reg oor. Die plase word nie gebruik nie. Die grond word nie gewerk nie. En het word ook nie oorgehandig aan ons mense nie, wat al jare die plase werk al. Of al wat jare op die plase werk. As hartseer. I want to say thank you to the NCC Sharon
and West Coast structure that made water available. We're gonna move over to that side now. That's been fighting for these people to get basic human rights. As here, they've been providing generators to this community. They've been bringing water to this community. They've been fighting tirelessly to ensure that this community has its basic human rights. And I want to say thank you to our team out in Saron. Oom, baie dankie vir wat julle doen aan die kant. En ek weet dat het is nie maklik nie, want hier is baie resources aan die kant nie. Maar met wat julle het, wat julle doen met die bietjie wat julle het, is regtig, beteken regtig wel baie. Spesiaal vir mense soos myself, you know, wat elke dag uit is en beklei vir geregtigheid vir ons mense. This is what the NCC is about. It is about, you know, having community leaders like this on board that is here to fight for human rights, you know, that is here to fight for dignity, you know, so that our people's dignity can be restored. And we will continue to do so. As you can see, as much as what we are here to highlight and expose what these people have been doing to our people, we are also solution driven at the same time. By having our team out to do what they are doing is not easy, but that's why they've joined the NCC, is to fight for our people, and they will continue to do so, and we will continue to do so, and we will continue to journey along with you, you know, take you side by side so that we can actually get justice for our people. Ek dink dis die belangrike ding. Het gaat nie maklik is nie, but Ons sal daar kom. ons sal daar kom, ja. Kom ons gaan gou hy kant toe, wat hulle nou die water gebring het.